Welkom terug by die program Tuesday Fusion. Ek is Abida Dixon Mohammed, my tegnikus Ilham Hussein en jy luister na Inspire Elsie's Radio. En ons is hier in die Elsies en ek kan vir julle sê ons is trotse Elsies se meisies en soos hulle sal sê, girl power hier in die ateljee. Ons kan nie vir ons worry nie. Ons gaan dit aan. Ek het julle mos beloof ek gaan met iemand gesels. Oei, jette, wie ek weet nie eens hoe om vir hom bekend te stel nie, want hy is so famous dat ek weet nie eens wat om alles te sê en so aan nie. Hulle Maar ken ek my kan as Wondi. Maar ek kan vir julle sê ek gesels met meneer Siobhan Kemp, beter bekend as Wondi. Goeiemôre Wondi. Goeiemôre, hoe gaan dit? Nee, wat? Ons gaan aan. Ons sê dankie Vader, ons leef jong. Ons het niks om oor te kla nie. Ja, die mense ken my actually as Wondi. Hulle dink dit is Exactly. my regte naam. Kyk jy daarom, as mense moet hoor van Siobhan, dan gaan hulle sê, "Ah, wie's jy?" Wat 'n vrou is dit? Wat 'n vrou is daai exactly. Wondi, eerste vragie wat ek sommer gou wil weet by jou. Ek weet jy's 'n rapper, jy's 'n singer, jy's 'n entrepreneur en sommer klompie goeters en die en daai en al die tipe van goeters. Maar vertel gou vir ons luisteraars, wie is Wondi as hy by die huis is? Wondi is 'n baie familiepersoon. Ja. Ek is baie oor my familie. Hulle kom altyd eerste en kerk. Ek loop kerk ook en ek werk met die gemeenskap wanneer ek tyd het en dan as ek maak elke 2 dae in die week maak ek tyd vir die gemeenskap, die youth, die jong mense, want ek motiveer hulle elke tyd. Ek gaan sit in die park, ek speel sokker met hulle. Ek sê vir hulle stop die roekery en moenie met die verkeerde mense like loopie because einde van die dag daar gaan nie 'n future vir jou is nie. As either is onder die grond of ze gaan elke dag gaan ze moet agter jou rug kyk, het ek vir hulle gesê en 'n paar nout gevat. Ek was by 'n paar se huise gister gewees ook en toe ek die parents gesê stuur hulle skool toe. Ek gaan kyk waar ek kan stationery kry en daai goed net dat hulle moet in die skool is want as die kinders die skool toe gaan nie, dan gaan hulle met die verkeerde mense is. Of course, want dan het hulle te veel Dis wat tyd ek op die doen by die hande. huis wanneer ek by die huis is. Dan het hulle te Ja, veel tyd op hulle hande. Dis wat ek doen by die huis. Ek is 'n familiepersoon by die huis. Okay. Nou Wondi, jy's dan 'n singer en 'n rapper. Vertel gou vir ons luisteraars, hoe lank doen jy nou al dit? Ek is nou 23 jaar. Ek was altyd 'n persoon wat in die hulle sê almal begin in die kerk. Ek was in die background in die kerk, in die jeuggesang en die tyd wat ek regtig ernstig die musiek opgevat het, was wat Jack Emo hulle nog op ons skool gesing het op Westridge High. En toe dink ek, joh, die mense klink international, ek wil ook soos hulle is. Hulle was so popular dat ek aan hulle hande gevat het en aan hulle voete gevat het en hulle het vir my gesê, "Jy, wat aan ons?" En hulle perform aan, maar wat hulle klaar is met die show, toe vat hulle my hand. En ek het altyd gesê ek wil soos hulle gewees het want hulle was my role models. En ek kan proudly sê vandag het ek 'n song met 2 songs met Noor Abrams. Ja. Ek het 'n song met Emo Adams en nog ander groot kunstenaars, maar ek het my goals afgeskrywe wat ek wil doen. Soos ek het gesê altyd, ek wil oorsee sing, toe gaan sing ek in Dubai vir 3 maande. Ek het gesê ek wil sing by die Grand Parade, ek het op die stadium perform ook, daar by die DSL. Okay. Vir die Big Hawk het ek gesing. En daai was die breakthrough wat ek by die Big Hawk gedoen het. En toe val alles in plek en daar was 'n tyd ook wat ek deur die donkerte gegaan het. Lockdown. Ja. En dinge het nie so goed vir my geloop nie. Maar toe kom ek mos nou met die idees van die TikTok TV show en die Wondi the Hustle show wat ons mos nou op ons
Ja, op onze TV gaan dit, ja. TV gedoen het. Mm. En ek het baie creative geraak, myself ge-educate. Ja, myself ge-educate because jy kan nie net by die huis sit en dan as jy in 'n comfort zone en sê vir jouself, daar is daar, maar jy moet 'n way kry om dit te kry. Natuurlijk. En ek het even myself geleer rap because ek was nie 'n rapper nie. Ek het in 2013 het ek maar reg gekom met die rap. Want ek het baie met ander rap artists gesit en advice gevra hoe moet ek maak, maar ek was 'n voltyds singer at the moment gewees. Ja, ek het ook 3 national awards gewen. Nice. Dis mense wat van India afkom en van Dubai af. Ja, en dan gee hulle vir ons hulle select wie doen gemeenskapwerk en wie is baie active. En ek word elke jaar geselect vir daai. Nice. En ek is baie grateful, maar nou gaan ek nuwe artists inbring. Okay. Of hulle ook 'n platform te gee. Nou Wondy sê gou vir my, as jy nou moet kies tussen sing en rap, wat is nou vir jou die beste enetjie daar? Sang. Sang is die beste vir my. Okay. Sang is die beste vir my. Because ek hou van as daar even mense is wat sing, wat 'n stem het en hulle sing, dan kan ek sommer 'n vinnige background harmony doen. Okay. Dis hoe ek myself geleer en geïmprove het. Nou skryf jy ook self jou songs of hoe? Ek skryf meeste van my songs ook self. Ek het eers nie geskryf nie. En toe wat ek deur die donker te gaan, toe begin die lyrics self te kom. En toe maak ek dit in 'n song en toe begin ek musiek te skryf. Daar was ook mense wat my gesê het, nee, hy lyrics gaan nie werk nie. Maar toe wat ek dit in 'n song sit, toe werk dit vir my. Okay, en die een song wat ek gaan aan, ek hoor vir jou. Soos nou, sê vir die 2 jaar het ek deur die donker te gegaan. En ek het 'n way gekyk, hoe kan ek uit die donker uitkom, want ek het so hard geval dat ek eers kan opstaan nie. En my mind was net gewees, ek kan deur depressie, ek kan deur 'n klomp dinge en niemand kom vorentoe wat altyd in die sirkel gewees het en ek het net gevoel, hoe moet ek maak? En ek skryf 'n song, fokus op jouself en ek release het, wat ek het release, toe ek uit die donker vir 3 maande was ek tot nou toe as ek uit die donkerte uit. Deur hy een song, want die Meyer het vir my gesien, City of Cape Town het my gesien, toe boek hulle vir my en na hulle vir my recognition gegee het op die Meyer se page, toe begin werk net in te kom. Nice. Sonder dat ek het expected, but ek sê net dankie aan die Here vir daai. Definitief. Nou Wondy sê gou vir my, sy het natuurlik 'n groot sirkel van vriende, maar toe sy nou deur daai donker tyd gaan en daar's niemand wat vorentoe kom vir jou nie. Wat het deur jou mind gegaan, want ek is seker sy het baie van hulle het sy ook gehelp, maar toe sy nou hulp nodig het, toe is hulle nie daar nie. Is hy daarom nou nog vriende met hulle nou vandag of hoe nou? En ja, hulle het nie my telefoonnommer nie, my nuwe nommer nie. Ek sê ek is hier op WhatsApp. Ek hoor jou. Ek WhatsApp meer nie. Ek is net op TikTok en Instagram en ek is op Facebook. Ek WhatsApp sê ek vir hulle. Maar daar is mense wat ook vorentoe gekom het en is mense van Joburg wat actually vorentoe gekom het om my te help. Daar was mense wat besighede gehad het. Ek sit baie met besigheidsmense. Want ek leer baie want ek het my eie brein ook mos. Ek kom nou daar. So, ek sit baie met besigheidsmense want ek leer baie van hulle af. Want jy kan nooit altyd reg is of dink jy is slim nie. En ek leer elke dag. Ek sit by my oom ook. Hy het sy eie besigheid en hy motiveer my elke week. So ek kan na hom toe as ek miskien afvoel en dan sit ek by hom en dan gee hy vir my lekker advice. So ek het baie support waar my familie kom.
Okay, nice. Maar nou kyk jy, sy's nie net 'n singerie. Sy's nie net 'n rapperie. Sy's ook 'n entrepreneur. Nou as ek nou so kyk na jou social media en dan sien ek nou glad sy het juices, sy het biltong. So tel die storie daar man. Basically ek gaan nie nou ek het actually my in 2022 het ek Ja. die juices begin. Ek het met die idee gekom en toe approach ek 'n vriend van my wat nou nie meer saam met ons is nie. En hulle het vrugte en groente verkoop en dis sê ek Okay. vir hom ek wil graag my eie juice maak. Dis sê nie kom maak 'n draai op praat saam met my ma is ook 'n professional en daai goede. Ja. En dus sit ons, dus sê ek mos nou wat wil ek hê? Toe maak ons die goede en ons kry mense wat tuistes kom doen. En daarvan af toe begin ek toe verkoop ek 10 juices na de 20 na de toe sit 'n hele factory 300 juices. Toe moet ek alleen hy juices maak Yes, yes. en as dit my rug baie seer gemaak. Ek het die I can foto opgesit imagine. op TikTok, Mm. op Facebook actually gesit. En dus sê ek die is wat ek doen ek as wys dit hoe ek die goede sny en alles Ja. daai. Dan sit ek reg deur die dag tot die oggend, tot die nächste oggend met daai goede net om my delivery 10 o'clock die oggend te doen. Maar dit afbetaal en doe approach ek die companies om die recipe te doen. En dan toe ek gaan nou eerlik as ek het baie geld gemaak. Ek het baie Nee. geld gemors. Oh, En maar soos hulle baie sal sê, gemors. soos hulle sal sê, dis baie gouer om geld te mors as om geld te maak. Yes. En daai is die tyd wat almal om my gewys het. Dis die tyd wat almal om my gewys het. Ja. En toe wat daar nou niks meer is, toe is ek ook Dis daar meer niemand niks. rondom jou nie. Dus daar niemand rondom my nie. En maar hy 2 jaar het ek gedink, baie gedink en besef ja, nis een kon nader nie en daar is so baie gewys. Yes. As videoklips van my met die mense, maar nie een van die mense het gesê, "Hey, hoe kan ek jou help? Kan ek vir jou help in jou besigheid hier?" Ja. Ek soek nie geld of enigiets nie, maar mense net vir my miskien na by 'n event of promote net my jy hoef nie om elke dag te promote nie, maar sê ek net word of mouth dat hy man net choose of whatever. En dus sien ek nee, niemand help nie. Toe begin ek my naam te change van die juice. Want as jou gesig op is of jou naam op is, baie mense lyk miskien nie vir jou nie en dan gaan hulle jou nie support nie. Ja, ja. Toe change ek dit na Swag toe. Okay. Maar wat was die naam? Toe die juice, as jy van die juice, Okay. Swag antibiede. So die juice, ek het die ding self gedesign. Lekker. Ek sal actually vir iemand betaal om dit te design. Maar toe dink ek, wag, ek gaan na YouTube kyk en ChatGPT because daar kan sy alles doen. Toe doen ek die label self in 3 ure se tyd. Yes. Doen ek die label. As baie professional gedoen, dit gaan nou die hele bottel vol maak. Dis maar net die samples. So Maar nou- almal wat 'n swag het, wat kwai aantrek, get you a swag. Maar nou kyk jy Wandi, nou met al daai goeders wat sy nou doen, is dit mos nou ook 'n bedrag wat sy moet uit jou sak uitgee. Wat doen jy om nou al hy geldjies bymekaar te kry om dan ook vorentoe te gaan? Ek het basically my gigs geld gevat. Okay. Ek het gesacrifice dat ek my niks koop in Desember nie vir myself nie. Ek het nie na partytjies toe gegaan nie, want vir my is dit hoekom moet ek partytjie met hy geld waar ek hy geld in die besigheid kan gesit het. Exactly. Ek celebrate wanneer die besigheid suksesvol is, dan kan ek op 'n holiday gaan, maar vir nou ek probeer eintlik ontwerp te skep because ek wil nie ene is wat rondhaloop met juices en sê ek verkoop juice. Ek wil die supplier is want ek wil die jong mense wil ek werk skep want baie complain ek het nie matriekie, ek het nie werkie. Ja. Koop by my in. Dan verkoop jy, dan sê ek op my social media is available by jou.
Okay, Want ek wil ja. nie verkoop nie, ek wil hê hulle moet verkoop so as amper soos hulle is part van die brand. Verstaan Mm, Antibida? mm. Ek Nee, wil hê die jong mense moet dit verkoop soos ek het die jong mense hier by ons primary school kinders. Hulle kom na my toe. As jy ek het vir jou customer gekry sê, okay, wat die R2 vir jou? Jy het my nou customer gekry. So ek mm, educate vir hulle hoe om besigheid te maak. Stel mm. hom in die biltong en met die chocolates. Hulle kry hulle percentage as hulle vir my een customer bring because hulle is geneig om te vra gee R2. Dan sê ek nee. Bring vir my twee Ah, customers of een customer gee ek vir jou R2. werk You vir must hy earn it. geld. You must earn it. Exactly. Hulle moet dit earn Antibida. Nou, Wondi, vertel gou Dieselfde hoe dieselfde sy okay. het gepraat van Ja. international goeders en allerlei tipe van goede. So sy is ook dan award-winning artist en allerlei tipe waar en nou ook al is en so aan. Hoeveel hoeveel awards het jy nou altesaam gewen? Ek het 3 music awards as 'n solo. Yes. Ek was mos laas jaar in Grand West gewees, 3 Okay. maande gelede toe ek daar opgetree. Ja. Toe kry ek 'n award. Ek het 'n TV award gekry in Ja. 2000 en is dit nou 22, die TV award op ons Ja, TV. omtrent daar rond, ja. Ek dink En dit dan het ek kan daar wees, ja. ja, en dan het Ja. ek 'n boyband ook 'n competition, ons het 'n boyband competition ook gewen Okay. in 2012 ja by Westgate Mall, die Voices. Toe kom ons derde daar so Nice. in die competition. Ek het 'n trofee vir dit ook. Okay. Alright. So altesaam is 5, 6? 5. 5 Oh, 5 Ah, 5 ja. lekker man, lekker. Maar nou Wondi, sy is nie net 'n sanger en 'n rapper en 'n entrepreneur nie. Sy's ook 'n actor. Gesels 'n bietjie oor daai, want as ek nog oor die mense moet sê, ek en sy het saam gespeel in 'n movie met die naam van Bloed betaal 2. Mos my ma. En ek was jou ma gewees. Hoe was daai Kyk. ervaring vir jou? Die experience vir my was baie nice geweest want hulle sal iemand anders actually geselected, maar toe vat ek maar die rol Okay. as koppe in Meisie van die Lei was die eerste Ja. ene. Ja. En Melde Vries wat ook 'n groot akteur is, sy was ook Yes. daarin. Mm. So ek is sy en nog 'n ander dame was een van die main actors geweest. En no script. Daar was niks script. Goed. Ek het net gefreestyle. Ek het gepraat soos ek sien hoe praat hulle in die gemeenskap het ek uitgebring want ek kan dit nooit gesê het nie. En toe bring ek dit net uit in die movie in en baie mense het van my begin ken soos buitekant die Kaap as ek loop as hulle koppa. En ek het sommer bookings in Eastern Cape gekry al, Northern Cape al en dan want die mense ken my uit. En toe ek 'n kans gevat moes nou in die Bloed betaal eerste ene. Ja. Toe hulle vir my approach om my hare af te sny, toe sê ek het nog nooit 'n bles in my hele lewe gehad nie. En ek kan dit nie aan myself doen nie. En ek het altyd so gey gemaak en dan sê ek kom vir my bro as hy sy hare bles gemaak het, dan sê ek, "Jy, wat lyk jou kop aan soos 'n Gilbert rugbybal?" Nou as ek moet nou my hare sny, hulle mos my Gilbert stie, skree. En dus sny ek my hare. En toe doen hulle mos nou daai spiders op my kop. Yes. En daai movie het ook geskied. Ja. Daai is ook so 'n skrip. Ek het seë gekry ook in die movie en wat hulle my by mistake geskop het in my ribs. Oh my goodness. En my kop het ook gekap wat ek jump in die kar. Toe ry die kar voor die tyd, toe kap my kop, val ek met handcuffs in die sand. Net my gesig. In die gravel. En maar dit was 'n lekker experience gewees en die mense wat ek met gewerk het en ek het net myself ook gesê ek wil my eie movie doen want dit gaan oor my lewe. Ek het al klaar die trailer geskiet actually. Ek het geïnvest in daai en nou probeer ek net om te bou wanneer my besigheid groei, dan wil ek van daai geld af vat, dan wil ek dit invest in my movie project wat ek met besig is
as die One die Hustler movie. Okay. Dan want ek het klaar auditions gehad in Mitchells Plain en in Wellington in. So Okay. ek wil die twee combine Mm. vir Wellington Plain toe bring vir Plain Wellington toe Okay. want hulle moet uit die boks uitkom. Yes, yes. Sien net Yeah. wie. Mm. So en dan wanneer screenings doen, dan wil ek laat die kinders doen ek 'n special appearances soos artists wat kan perform daarso, dan doen ek 'n tour met die movie want dis ook werk skep vir different mense en different gemeenskappe antie wat miskien donuts maak of kos kan maak, dan is dit mos nou vir die kos verstaan en te so ek dink nie net aan myself nie, ek dink aan ander mense wat ook moet vorentoe gaan. So as ek wen, dan wen ons almal. Sien dan te Wel, ek moet sê ek is daarom bly om te hoor sy sê dat sy nie net dinge doen vir jouself nie, sy doen dit ook vir ander. Want baie van ons mense wat ons ken, is soos hulle sal sê gatekeepers, né? Wat hulle ken, wil hulle nie deel nie en wat hulle het, wil hulle ook nie deel nie. So dis 'n bietjie baie afgunstig gaan ek sê. So dan is ek bly vir jou en mense soos julle wat dan nie net dinge wat julle weet en evens myself, goeters wat ons ken, wat ons nie net hou vir onsself, wat ons dan gee vir ander en dan ook help vir ander. Soos hulle sal sê, as hy wen, dan wen ander mense om ons ook. Want dis wat ek doen aan TB hier by ons. Ek het nou 2 studio toe gevat, ek het my eie geld gesacrifice, dat hulle net rekord, en toe sê ek vir hulle, once julle gaan spark, of wanneer julle 'n recognition kry, asseblief, vat, haal jou hand uit, en vat die ander persoon aan die hand, en lig nou weer vir hom. Julle hoef hom vir my niks te gee nie, ek wil net hê, julle moet mekaar help, because hoe meer mense mekaar help, soos die, en ge-educate is, dan sal ons vorentoe gaan in die bieda. Hier's 'n klomp, ek het nou, alles is, hier's 'n klomp gatekeepers in die Kaap. Ek sê nou stryd, klomp gatekeepers in die Kaap. Maar, vir die afgelope tyd wat ek werk in die Kaap, ek het altyd 'n way gehad om verby die gatekeeper te kom en dan kyk hulle like, maar hoekom is jy nou so moedig? As ek net as die Here, hy's al wat ek sê. Die Here het vir my 'n way oopgemaak. Hy sien nou steeds wat die way oopmaak vir my. En daar was 'n tyd wat ek by Kilani ook, toe sa klomp artists geboek daar. Dus ek het 'n boekie toe bel ek vir Kilani, dis hulle, hey, ons ken vir jou, dis ek. Is daar nie slot vir my nie, dis hulle. Ja, dis maar in myn ek, maar ons sal net daai mense sê, dis op die line-up, maar die artists het nie weet ek is op die line-up nie. Okay. Jou surprise. Ek op aan te bied. Kyk jy, ek kan imagine hoe was hulle gesigte, ja. Ek kan imagine. Want hulle het gedink ek is 'n fan, ek staan daar so. Hulle sê, I support you. Ek sê, ja, ek support. Ek staan daar so. En ek laat hulle lekker aangaan. Ja. Hier sien hulle net die mense sit 'n mic in my hand, ek klim in die kar en ek perform binne in die kar en ek klim uit en ek sing daar en die hele mense sing my song saam. Yes. En hulle is like, "Jo, jy was am kwaai gewees." Maar ek was geboek die hy mense wat hulle wat vir hulle geboek het because hy mense hou dit net daar. En hy sakel en ek wil maar net sê jou kan die bieda. Die mense appreciate ons meer in die Noord-Kaap, Eastern Cape, Joburg, daai plekke wat ek baie werk gekry het, soos ek was geboek gewees in Eastern Cape. Toe dink ek is in my saal, toe loop ek deur die saal, toe sit 'n stadium vol karre en mense, toe sê ek, maar op die location wys aan 'n saal. En dit reek op. Ek het 'n heavy impact gemaak. Yes. Hulle het my nou weer geboek vir die Easter weekend, maar Port Elizabeth. Nice. Wow. So, my naam dra krag nou daai kante nou. Ek try om openings te maak met die, sodat ek kan employment daai kan ek bring. Okay. Meer mense ek op my kant het, hoe meer kan ek attraction kry van die hele Suid-Afrika. Dis my hele aim. En ek gaan dit doen aan Tibida. Because ek het hy power. But exactly, sien jy, daai is net die ding. Ek glo daaraan. Jy kan dit, soos hulle sal sê, if you can dream it, you can do it. Né? En ek glo daaraan dat niemand moet vir iemand anders ooit kan sê dat sy kan dit nie doen nie. Jy moet jou eie wil hê en jy moet kan opstaan as daai mense
couch potatoes is, laat hulle couch potatoes wees. Maar jy jouself, as jy 'n ding wil gedoen hê, of as jy 'n ding wil hê, dan gaan sy vir jouself en sy doen dit. Moenie weer worry oor wie wat sê nie. Hy's hulle ding. Hulle het te min vertroue in hulle self en daarom is die tipe van goeders wat hulle dit nie kan doen nie. Maar ek glo altyd daaraan. Ek doen 'n ding want ek wil dit doen en ek kan dit doen. Even though ek kan dit nie doen nie, maar ek sê ek kan dit doen. You know what I'm saying? Want as jy al klaar vir jou brein sê, as jy vir jouself sê ek kan dit nie doen nie, jou brein tel daai op immediately. En daarom moet jy al kan sy nie 'n ding doen nie, jy sê net sy kan en jou brein sal dit optel en sy sal regkom. True, cause daar was 'n tyd wat Karen Kortjie my geboek het vir die Overberg Got Talent vir 'n hele week. Ja. Toe blyk in Kelly dan sy het vir my gevra, kan sy artist mentor doen? Ek het nog nooit dit in my lewe gedoen. Ek het net gesê ja. Ja. Toe doen ek dit, day one. Toe verstaan ek hoe het is. Day two, toe leer ek my wat ek die mense moes nou mentor. Toe wen my team aan die einde van die dag. Toe boek sy vir my weer. Toe doen ek dit weer. En ek het 'n diploma ook gekry vir artist mentorship by Black Ball Foundation. Want ek het 'n jaar het also mentor gedoen vir artists wat struggle en dan tel ons vir hulle 'n bietjie op, ons gee hulle 'n platform. So ek het my community werk het ek gedoen, maar ek stop nie met daai nie. As net ek sê baie ook vir die mense daar buitekant, daar's 'n difference between a fundraiser and a charity event. Yes. Because a charity event charge see a fee nie. Dat doen ek. Yes. Fundraiser, ek moet daar charge a small fee because is my tyd en is my petrol en al daai goed verstaan in die be. Because wanneer ek seker kry, dan weet ek okay, daar's dan geld om dokter toe te gaan of whatever. En ek educate nou baie van die mense en even die jong mense aan die bida wat wel famous is, ek sê ook vir hulle, moet nooit aim vir famous. Focus op yourself, focus op your family, bid elke dag en dinge gaan vir jou gebeur, maar jy moet ook hard werk. Natuurlijk. Want baie wel famous is, soos, sy gaan nou viral, 3 maande tyd as dit doodstil. Hoekom? Sy was hier ge-educate die business side van die entertainment worldie. En ek wil nie praat van die idols mense nie, maar baie van hulle het ook daar uitgestaan en jy hoor nie meer van hulle nie. Hoekom? Management is weg. Yes, ja. Hulle jare is om, so alles het doodgeloop. Ja, exactly. Want hulle was nie ge-educated, verstaan in die bida. Exactly. Hulle het nie geleer terwyl hulle nog besig gewees het nie. Yes. Nou kyk, jy bly in Mitchellsplein. Dink jy dit is baie belangrik, whether ek nou in die Elsies bly, of whether jy in Mitchellsplein bly, dink jy dan dit is baie belangrik vir ons om nooit te vergeet waar vandaan ons kom nie? Soos ek het nooit vergeet waar ek vandaan af kom nie. Ek doen altyd, as dit miskien 1 keer in die maand is, om miskien net gaan visit groot mense, net om vir hulle laat goed te voel. As tye wat ek my hand opmaak en dan gee ek, maar ek is nie 'n persoon wat foto's vat nie. Unless is 'n sponsorship, wat wil ek moet dit nou doen, dan moet ek dit maar doen, want ek moet ja, want jy word betaal, ja. Maar vir die afgelope tyd, ek reach altyd uit my hand, maar ek vat nie 'n foto om te sê, ek het nou vir jou geld gegee, of ek het nou vir jou 'n brood gekoop, of soos daai nie. Because daai is my maat my nie so groot gemaak nie. Exactly. Soos hulle sal sê, jy moet nie net altyd as jy gee, dan moet jy terugkry nie. Want die 2 laaste vragies voor ek jou gou laat gaan. Is daar iemand spesiaal in jou lewe? Op die oomblik aan TB, daar's niemand nou nie. Okay. Ek het gehet, maar het was 'n distraction. Okay. So, wanneer ek my goal gereach het, of naby my goal is, dan sal ek consider, okay, ek gaan maar nou 'n stap verder vat. Maar baie vrae vir my, hoe kan jy nie? Ek sê nee, jy het al mense gesien nou, maar het was mos nou nie my. Nou vir nie, maar ek het ook gesê, ek is baie fokus op wat ek doen. As ek iets doen, dan moet ek dit complete
Ek verstaan. Want verstaan Auntie B, daar is dieselfde met die TikTok TV show. Ek was die enigste een in Suid-Afrika wat 'n TikTok TV show gehad het en ek het die attention van Suid-Afrika gekry soos Joburg, reg oor die hele country en baie mense het ingetune soos Namibia. Mense het my goed gekyk. So hoekom kan ek dit nie weer doen nie? Ek wou nou Ek net kan vir jou dit doen. gevra, doen sy dit nog? Actually, ek vat dit wel dit vat op 'n global stage Auntie B. Okay. En dan kom ek weer terug huis toe. Oh, nice. En Auntie B, Ja. global kom terug Havana af. Nou gaan almal sien nou wat het gebeur overseas nou. Okay. Nou wil almal intap. Nou correspondents naby van hulle sien die saak is aan die brand. Staan Auntie B. Ja. Maybe met So, ons gesels en dan moet ons twee iets saam doen. Ja Auntie B, definitely. Ons kan gesels, ja. Want ek kry net nou om funds te like nee. Ek vra nie van mense vir funds en sulke goedes soos die government. Ek het al geplaai al, het nie reg gekom nie. Maar ek vra net vir support want meeste van my geld gaan ek reinvest in my besigheid sodat ek kan genoeg het om my movie te skiet. Dis my hele aim want ek wil August maand moet die movie al uit is al sien die lekker. Nou sien jy daar sê sy vir jou 'n goal. Jou goal is Augustus. So nou weet sy vir 'n feit, sy moet nou werk en sy moet hard werk om daai goal te bereik by die einde einde Augustus. So there you go. Dis al wat moet gebeur. Jy moet net jou goals kan set en dan moet jy werk daarvoor. Even as 'n auntie op Benten se koek. Why not? Dan as ek daar. Want ek sê vir jou baie dankie. Dit was lekker om met jou te gesels en 'n bietjie vir jou meer te leer ken. Alhoewel ek jou ken en alhoewel ek jou ma was in een van die films, is dit vanoggend 'n bietjie vir my baie lekker om ander goed ook van jou te kan hoor en wat jy nou mee besig is en allerlei tipe van goeders. Maar ek wil vir jou sê baie dankie. Alles van die beste en ons gesels weer. Dankie Auntie B en dankie Elsie se mense. Cause hulle weet ek is elke jaar daar, 2 keer 'n jaar. Oh, nice. Alright. Hulle ken my vet, hulle ken my musiek ook daar. Dan wat maak jy hier in die Elsie as jy vir ons kom kuier? We giving back to the community. There's a guy, his name is François. Okay. Hy het 'n certificate ook van die city af gekry because hy gee altyd uit sy eie sak uit. So ek help vir hom baie waar ek optree by sy events want hy en sy hele crew soos die bikers en die karre crew support altyd my business. That's why ek charge nie 'n fee vir hulle nie. Okay. Ek doen dit vir niks. Lekker. So mense wat my support Auntie B, sê as mense my support, fully support soos hulle support, dan myn ek om uit te gaan om 'n charity event vir hulle te gaan doen nie. Verstaan Auntie B? Okay, ek hoor jou. Alright, Wonde, ons gesels weer. Ek stuur vir jou later 'n WhatsApp en ons kan verder gesels. Nee, alles van die beste. Lekker dag verder. Bye bye. Baie dankie.